Die vark in die nag. Ons lees Hebreërs 4 vers 12 tot 13. Diere is in 'n sekere opsig so ontstellend voorspelbaar. As jy deur die wildtuin sou ry, dan sal jy dadelik weet, sonder om eers te kyk, wat die rooibokke doen. Hulle loop en wy. In paar tyd brul die ramme soos leeu's en baklei van sonop tot sononder, en dan boonop reg deur die nag ook. Leeu's, hulle slaap. So lyk dit ten minste. Want al wat jy leeu's ooit sien doen is slaap. Hulle spandeer tot soveel as 20 uur per dag aan slaap. Ek dink dis 'n mite dat leeu's bokke vang. Het jy al ooit 'n leeu 'n bok sien vang? Gaan my verstand te bowe, hoe die ouens wat die natuurflieks maak, die leeu so ver kry om te jag. My leeu's slaap. 'n Visarend, hy sit in 'n boom en mooi lyk. Soms gaan vlieg hy 'n draai daar hoog in die lug, maar meestal sit hy net. Visvang, nog nooit een gesien wat visvang nie. Diere is so voorspelbaar. En dan is daar natuurlik vlakvarke. Hulle grawe vir wortels of knip kort grasies nog korter. En as hulle skrik, dan wapper hulle vlaggies aan 'n ligdraad. Hulle rol ook graag in die modder. Interessante diere, want hulle het nogal 'n groot repertoire. Snags sien jy hulle natuurlik nooit ooit, want dan kruip hulle weg in 'n gat. Ja, vlakvarke is so voorspelbaar. Maar is hulle regtig so voorspelbaar? Een aand sit ons by 'n kampvuurtjie in die bos. Dis al pikdonker en die leeu's is lekker in die gesels daar onder langs die Krokodilrivier. O ja, leeu's brul in die nag. So hulle slaap darm nie altyd nie. Selfs die ou wolf met die mankbene is al hard besig om sy droewige lied te sing vir 'n maat wat iewers op soek is na stukke oorskietvleis. Alles is rustig hier om die vuur, baie rustig. Dan skielik is daar 'n geritsel, 'n takkie wat kraak. My hart mis 'n slag of twee en mosbolletjie gryp na die flitslig. Wat kan dit wees? Uit die digte bos loer die lelikste gesig wat ek al ooit in my lewe gesien het. Met 2 opkrul tande en bloedbelope oë wat tussen die vuil rowwe plooie deur vir ons loer. Hy gee 'n ongeërgde snork en stap verby na waar daar 'n paar mieliepitte op die grond lê. 'n Vlakvark in die nag. Hierdie vark het beslis 'n duister kant aan hom. Hulle loop mos nooit snags rond nie. Duikertjies, ja, hulle loop snags rond. Ons het juis 'n hoopie mieliepitte en oorryp vrugte vir die duikertjie uitgegooi. Is kattige ou bokkie, so skaam en skugter, altyd bang dat iemand besig is om hom te bekruip in die donkerte. Hierdie verskrik gevreet vark gee 'n snork, kyk 'n slag arrogant na ons en dan takel hy die vrugte, die duikertjie se vrugte. Slurp, slurp vreet hy dit oop bek op en dan kom die duikertjie se hoopie mielies aan die beurt. Mieliepit vir mieliepit word hulle opgetel deur die wielneus. En wanneer dit lyk asof daar niks meer oor is nie, dan suig hy nog 'n paar pitte uit die stof uit op. Ek gril. Hy gee 'n paar tree in ons rigting en staar ons aan. Ek vererg my vir die ongemanierde vark. Tel 'n stuk hout op en gooi hom.
is raak, maar hy maak asof hy het nie eens gevoel het nie. En dan, soos hy gekom het, so verdwyn hy weer die nag in. En ek wonder, mens dink jy ken iemand, maar eintlik weet jy niks van hom af nie. Maar wag, nou eers so 'n bietjie, moenie die fout by ander gaan soek nie. Dalk moet ek eers by myself begin. Almal dink hulle ken my, hierdie vriendelike, lieftallige ouderling, maar weet hulle regtig wie ek is? Weet hulle van die donker kante my lewe? Weet hulle dat daar agter hierdie vriendelike lag 'n donderwolk in my binne staan? Ene met blitsende weerligstrale. En natuurlik sal hulle nooit weet nie, want ek kan dit mos baie goed wegsteek. Net ek en ekke alleen weet daarvan. My geheim is veilig, baie veilig. Maar is my geheim ooit so vreeslik veilig weggesluit in my Fort Knox kluis? Die Hebreërskrywer waarsku, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tot by die raakpunt tussen siel en gees, tussen gewrig en murg, en beoordeel die hart se voornemens en gedagtes. En dan gaan hy voort deur te sê dat absoluut niks vir die Here onsigbaar is nie, en dat alles oop voor hom lê. En die ergste, dat ons sal moet rekenskap gee. Ons bly nou maar eenmaal mense, propvol swakhede. Versoekings, hulle kom oor jou pad, en partymal dan val jy pens en pootjies binne in hierdie versoeking. Sondes ry ons bloots, en al probeer jy 'n vroom gesiggie opsit voor die mense, is daar tog die sondes in jou donker binneste waarvan niemand anders weet nie. Die sielkundiges praat van die skadukant van die mens. Freud noem dit die id of die dit, die dier in ons. Dalk daai vlakvark? Natuurlik wil ons almal sekerlik maar 'n heel mens wees. 'n Mens verlos van die duistere dinge in jou, wat jou dinge laat doen wat onaanvaarbaar is. Het ek jou nou 'n verskriklike donker prentjie geskilder? Inderdaad. Maar dalk is dit nodig dat ons van tyd tot tyd introspeksie doen en weer tot besinning kom. Maar gelukkig is dit nie waar die Hebreërskrywer eindig nie. Hierdie is die inleiding om vir ons die wonderlike nuus te gee van Jesus se ingryping in die donker situasie. Maar daaroor berig ons DV in die volgende dagstukkie. Moenie dit misloop nie. Kom ons bid saam. Here, U alleen ken my hart, die duister dinge wat ek met my saamdra. Dankie dat ek dit vir U mag bring. Vergewe my asseblief en was my skoon. Amen.